Julle weet waaroor dit gaan. Ergens langs die pad moet 'n kind begin loop. En as ouers help ons hulle om te begin loop. En ons verskriklik opgewonde as hulle 2 tree gestap het. Is ek reg? En as hulle geval het, is ons glad nie upset nie. Ons sê nie, jou slegte kind, jy kan net 2 tree loop. As hulle val, wat doen ons dan? Dan is dit vir ons nog, wow, mooi. Okay, behalwe party maas. Nou ek is nou iemand wat my kinders groot gemaak het, as jy moet val, moet jy val. So ons het al 'n paar stierelbene gedoen toe hulle kinders was, heel wat steke, 2 gebreekte arms. Een Sondagoggend by die kerk, toe speel 'n gemeentelid se kind met my kind op 'n teetrollie. En hulle is daar tussen in die saal, tussen alles deur op hierdie teetrollie, en dit gaan rof, en dan spin hulle die trollie, en die kind geniet dit, en daar val hy af, met steke, ergens is al so groot gehad. Toe stop ek alles, toe vat ek hom hospitaal toe, los ek hom daar, by sy ma, toe gaan ek terug, doen die diens, en na die diens toe gaan haal ek hom weer. En die lewe het aangegaan. Maar, en julle weet ook, dat as 'n mens lank lê, vir ouer mense, en jou spiere verswak, verskriklik vandag, is dit nie so nie, na 'n week of 2 kan 'n mens eintlik agterkom, wat is die woord atrofie, ne? Wat hulle daarvoor gebruik. Toe ek klaar met matriek, en universiteit toe wil gaan, toe sou ek koshuis toe gegaan het, en toe hoor ek, maar daar's verskriklike goed wat daar gebeur. So toe ek 'n kind was my wêreld maar baie klein gewees. My wêreld het bestaan uit die huis, die skool, sport, die parkie, die bos en die see. Dit was my wêreld. So my wêreld was nie 'n wêreld waarin ek verskriklik met mense te doen gehad het en met kinders te doen gehad het. Ek het nie partytjies toe gaan en daai goed. So ek relatief baie beskermend groot geraak met my ma wat ook baie beskermend was oor ons. So toe ek nou besluit, ek sal studeer, maar ek gaan ry. Ek gaan nie koshuis toe nie. Toe sê my pa vir my, vergeet dit, jy gaan koshuis toe en hy gaan sit my in die koshuis. Wreed, nee. En daar stap ek in 'n plek. Ek het nog nooit in my lewe gesien dat mense dronk is nie. Maar daar het ek gesien hoe dronk kan mense raak. Daar het ek gesien hoe wild kan goed gaan en hoe mense te kere kan gaan. Vir my was dit 'n totaal vreemde wêreld, nee, glad nie so groot geword nie. Maar daai dag het my pa my die grootste guns van die lewe bewys. Dit is jy gaan nou uit die huis uit en jy gaan soontoe en sien jou as dit vakansietyd is. Dit klink wreed, nee. Maar my pa het my die guns van my lewe gedoen. Maar hulle was altyd daar. Onthou op 'n stadium was ek was baie siek geweest, lê daar in die koshuis en ek kry my nou nie jammer as ek siek is nie, maar ek hou nie daarvan om siek te wees nie. En ek lê daar en ek voel so gaar en gaan my deur oop. Hier stap my ma in my koshuiskamer. Met so Alice beentjie wat zich altyd gedra het. En sy kom haal my en sy vat my huis toe. So ek was daar, maar toe ek nie okay is daar nie, toe daag sy op en vat my huis toe. Nou, volgens se tema is wanneer geloof ingespan word. Selfe teksgedeelte, 3de Sondag in 'n ry. Kan ons lees. Net daarna het Jesus sy disippels in die skei laat klim om so lank voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg gegaan om te bid. En toe dit aand word, was hy daar alleen. Die skei was reeds 'n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe getuister, want die wind was van voor. Met dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, dis 'n spook, van angs het hulle hart begin skreeu. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, wees gerus, dis ek, moenie bang wees nie. Toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom. Kom, sê hy. Petrus het uit die skei geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, om gegryp en vir hom gesê, klein gelowige,
waarom het jy begin twyfel? Hulle het toe in die skei geklim en die wind het gaan lê. Die manne in die skei het voor Jesus gekniel en gesê, U is waarlik die Seun van God. Nou wat ons in hierdie gedeelte kry, is nie bloot 'n wonderwerkie, maar dis 'n geleentheid waar geloof ingespan moet word. Dis nou 'n plek waar geloof in geloof of uit geloof gereageer moet word. Jare terug het 'n man geleef in die naam van Louis Malherbe. En hy het hierdie woorde gebruik van waar die tekkie die teer slaan. Waar geloof en lewe by mekaar uitkom. Waar geloof nie meer teorie is nie, of net teorie nie. Waar geloof nie net 'n belydenis met die mond is nie, maar waar ek nou regtig moet glo. Act on belief. Wanneer die tekkie die teer slaan. En dis die plek waar ek geloof moet inspan. Dis die plek waar my geloof getoets word, waar my geloof gevorm word, en waar ek geloof leer. En dis die plek waar my geloof groei. Kom ons kyk weer wat gebeur met Petrus. Die Here Jesus sê vir hom, kom. Hy sê, as dit U is, sê vir my, kom. En hy klim uit en hy gaan. En hy wat hy doen is, hy act on belief. En wat in daai oomblik gebeur is geloof in aksie. Maar dan twyfel hy en hy sink. Nommer 1, het hy nie misluk nie. En nommer 2, het die Here hom toegelaat om te sink. Want die Here kon dit gekeer het. Maar dan red die Here hom. En die oomblik waarin die Here hom red, leer hy iets van Jesus ken. Dis die plek waar vertroue gebeur het. Die plek waar hy redding ervaar het. En wanneer Jesus met hom praat, dan veroordeel Jesus hom nie. Wat Jesus net vir hom sê is, jou geloof, Petrus, jou geloof kort nog 'n bietjie oefening, dan is nog 'n bietjie klein. En dit maak hierdie storm waarin die disippels is en die water waarin Petrus is, dit maak dit 'n uitnodiging van die Here wat sê, vertrou my, van die Here wat sê, rus in my, 'n geleentheid dat 'n intieme verhouding met die Here Jesus kan verdiep. En daai dinge, dit is volwasse geloof. Volwasse geloof is wanneer ek my vertroue volledig in die Here Jesus plaas, wanneer ek kan rus en kan ontspan in Jesus, en wanneer ek leef in 'n intieme verhouding met die Here Jesus. En as ons dan na hierdie verhaal kyk, moet ons vra, was daar dan 'n groei? Daar was groei, want in vers 33 sê die disippels, hulle het voor Jesus gekniel en gesê, U is waarlik die Seun van God. So in daai oomblik, daai rukkie wat Jesus verskyn, wat Petrus sink en wat hulle terug is in die boot, in daai oomblik is daar geloofsgroei. Wanneer hulle ontdek, hierdie is die Seun van God. Maar hierdie groei het iets nodig gehad. En dit was hulle weerloosheid en hulle kwesbaarheid in daai storm. Onthou, die Bybel sê, die wind was wild en die wind was van voor. Hulle het net geen vordering gemaak in hierdie storm nie. Ek was op my kajak op die Swartkopsrivier, en as jy wil roei teen die wind, moet jy bly roei. Want as jy net so maak, as jy 10 tree terug. En op 'n stadium raak jy moeg geroei. So, was hulle nie weerloos nie, was hulle nie kwesbaar nie, het dit nie vir hulle gevoel asof Jesus hulle verlaat het nie, sou daar nie groei gewees het. Iemand het hierdie sin geskryf, God se skynbare afwesigheid maak ons oop vir 'n dieper sien en ervaar van wie hy is. En Job is 'n fantastiese voorbeeld. Job 23 sê Job, sy woorde, ag, as ek maar net kon weet waar hy is. As ek net kan weet waar God is. En dan aan die einde van die boek dan sê Job,
Voorheen het ek net van U gehoor, maar nou het ek U met my eie oë gesien. So daai oomblik van, is God weg. Het gelei tot die oomblik van, ek het God nou met my eie oë gesien. Dallas Willard, die filosoof-teoloog, noem die storms en die uitdagings in ons lewe. Hy gebruik hierdie woord, hy noem dit secret places. En dan verwys hy spesifiek na die disciples se situasie. Niemand weet hulle is daar nie, niemand weet hulle is in daai storm nie. Dis soos 'n geheime plek. Hulle is afgesonder van ander mense, hulle is afgesny van ander mense. Hulle is weg van die kus waar dit veilig is. Hulle is in die middel van die see in 'n storm. Dis 'n secret place. En ons het ook ons secret places. Daar's 'n lysie, die lysie is langer. 'n Siekbed is 'n secret place, waar ook afgesny is en afgesonder is. Of 'n finansiële situasie, finansiële druk, dis 'n secret place, waar ook afgesonder is, waar ook geïsoleer is. Wanneer ek 'n innerlike stryd het oor iets, dis ook 'n secret place. En as in 'n mooi hieroor gaan dink, dat wanneer ek regtig met siekte worstel, regtig met geld worstel, regtig hierdie stryd het rondom goed, dan kan ek mense rondom my hê, maar ek voel ongelooflik geïsoleer. Is dit nie so nie? Ek voel eintlik baie alleen. En al hierdie dinge nee, kon die Here gekeer het en kon die Here verander het. Die Here kan 'n siekbed voorkom. Die Here kan keer dat ek in 'n benarde finansiële posisie beland. Die Here kan keer dat ek emosioneel moet goed worstel. Sê maar ek is in 'n finansiële verknorsing as gevolg van hoe dom ek met geld gewerk het. Die Here kon dit gekeer het. Maar hy het dit toegelaat. Hoekom laat die Here dan nou die goed toe? Sodat ek weerloos kan wees. Sodat ek eensaam kan wees. Sodat ek kan wonder, waar is hy? Want dis die plek waar ek geestelik gaan groei. Dis hoekom, as ek na my storms kyk in my lewe, of na die uitdagings in my lewe, kan ek vir myself sê, hierdie is die posisie waarin ek is. Dis nie 'n straf nie, dis 'n klas. Dis 'n plek waar ek gaan leer. Van geloof gaan leer, van Jesus gaan leer, Jesus gaan ontmoet. Dis nie 'n vloekie, maar dis 'n geleentheid. 'n Geleentheid waar ek, dit het ek nou klaar gesê, waar ek geloof leer, waar ek geloof oefen, waar ek op 'n ander manier na Jesus begin kyk. Want die disippels op die boot, toe hulle nou ontdek dat dit Jesus is, het hulle anders na Jesus begin kyk. Oorweldigend sien hulle sy godheid raak. Hoe goed sou ons Jesus geken het, nee? As ons lewens perfek was. Hoe goed sou ons Jesus geken het, as dit nooit nodig was om hom regtig volkome te moet vertrou nie. Ons sal hou van so lewe, nee, waar alles is net smooth en dinge werk uit en soos wat ek het beplan, werk dit uit en my drome word waar en ek sukkel nie. Dis die lewe wat ons sou gekies het. Ek sou dit ook, ek kies ook vir daai lewe, net soos wat julle vir daai lewe kies. Maar die realiteit is dat as dit so was, sou my geloof nie gegroei het nie, sou ek die Here Jesus nie beter herken het nie, sou ek nie nader aan die Here Jesus gekom het nie. So krisisse, uitdagings, die lysie wat ek genoem het, siekte, finansies, innerlike stryd, ons kan die lys langer maak. Dis my secret places. Dis die plekke waar ek geloof moet inspann. Dis die plekke waar ek vir myself moet sê, nou moet jy glo. Nou moet jy aan die Here vashou. Nou moet jy uitreik na die Here. Dis die tye wanneer ek moet act on belief. Om te sê, ek is in hierdie siekbed, maar ek vertrou die Here.
Ek sukkel met my geldsake, maar ek fokus op die Here. Ek vestig my hoop op die Here. En ons het nodig om weerloos te wees, om kwesbaar te wees. Ons het nodig om partykeer te voel dat die Here nie daar is nie. Want dit is wat ons oopmaak vir groei in geloof. En ek mag twyfel, en ek mag sink, en Jesus gaan my nie veroordeel nie. Kom ons sê dit vir mekaar. As ek sê, Here, as ek self vir iemand sê, ek weet nie meer nie. En as hierdie goed vir my te veel raak en ek sink, ek mag. En ek binnekant weet, want baie keer wil ek so veg om net glo en veg om vas te. Dat verstaan, dan het ek nou nog 'n tweede probleem, 'n nuwe probleem wat ek het. Net om te weet, maar die Here veroordeel my nie. Ek het 'n oefenkans. My geloofspiere kan geoefen word. En dat ek na my krisisse kyk en sê, hier's 'n geleentheid waar die Here my uitnooi om hom te vertrou. Waar die Here my uitnooi om by hom tot rus te kom. Waar die Here my uitnooi om hom beter te leer ken. In die sielkunde berading gebruik hulle hierdie woord van refrein. Refrein beteken om dieselfde prentjie in 'n ander raam te sit, né? Nee, is dat wanneer ek dan nou deur hierdie moeilike tye in my lewe gaan, dat ek dit sal, hierdie secret places, waar ek alleen is, waar ek alleen worstel, alleen sukkel, dat ek dit sal refrein. As dis 'n plek waar my geloofspiere gaan groei. So ek kry 'n ander perspektief op dieselfde ding, wat ewe skielik vir my ander betekenis kry. Ek erken die realiteit. Erg is erg. Sleg is sleg. Ek erken die realiteit. Maar as ek dit in 'n ander raampie sit, dan kry dit vir my nuwe betekenis. Dat die Here is besig om my te help om hom te leer ken. Die Here is besig om my te help sodat my geloof kan groei. Julle huiswerk vir die week, gaan lees daai teks. Romeine 5 vers 3 tot 4. Is julle getrou met julle huiswerk? Was julle toe julle kinders op skool was? As jy dit nie doen nie, jy is nie in die moeilikheid nie. Amen.